Sulke is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot ewigheid, nooit die werking van sy hande ontvaar. Genade, barmhartigheid, vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus en die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, ons sing Psalm 89, vers 1 en 3. Ons sing in vers 1 en vers 3 sing ons van die Here se trou, van sy getroue. Hy is altyd getrou in sy verbond, hy is altyd getrou in sy woord. Psalm 89, 1 en 3, en daarna bly ons staan, as ons die loof saam gaan.
Ons lees saam die Here se woord, sy wet in Eksodus hoofstuk 20. Het God al hierdie woorde gespreek, gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land en die slawehuis het gelei. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly. En net die Saterdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see, en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Waarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig? Eer jou vader en jou moeder dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan, jy mag nie egbreek, jy mag nie steel, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek. Jy mag nie jou naaste se huis begeer, jy mag nie jou naaste se vrou begeer, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy kos, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Sondag 44 lei ons oor die hele wet wat ons gelees het. Maar kan die wat tot God bekeer is, hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Antwoord ons nee. Selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid. Maar tog so dat hulle met 'n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te leef. Ons antwoord en ons in Psalm 94, waarvan ons sing vers 1 en vers 7 sing in hierdie vers dat ons die tugtiging van die Here omhels, dat ons dit kus, dit sing ons hier, beteken dit bedoel dat ons dit liefhet, dat ons dit omhels. Here se tugtiging. Psalm 94, 1 en 7, dan gaan ons saam bid.
Hemelse Vader, U is vir ons oneindig goed. U is die bron van goedheid as ons wil weet wat is goed, wat beteken dit om goed te wees, en wanneer is ons goed, wanneer is iets of iemand goed, dan moet ons na U toe gaan. Hoef ons maar net ons oë op U te rig deur die woord, dan sien ons waar kom alle goedheid op hierdie aarde vandaan. U is die bron van goedheid. U is vir ons oneindig goed dat U ons ontvang hier in die erediens vanoggend. Terwyl ons lewe vol sonde is, ontvang U ons nog steeds. Is onbeskryflik goed. U gee U woord, U wet. Ons mag gesing het as ons daaraan onderwerp, dan vind ons rus. Baie keer smag ons na hierdie rus, Here. Ons kry dit nie. Want ons sukkel om onsself aan die wet te onderwerp. Want ons dink, ons kan dit met ons eie, met onsself doen. Dis ons grootste fout, Here. Ons kyk na onsself. Ons draai die oog weg van U af. Ons dink onsself kan vir ons pad oopkap na die hemel toe, na U toe. Ons dink ons kan op ons eie twee voete staande bly in hierdie wêreld teenoor ons 3 doodsvyande in die wêreld, die duiwel en ons eie sondige natuur. Skiet ver te kort, Here, om Christus te sien. Skiet ver te kort om te buig onder die kragtige vervullingswerk van die Heilige Gees wat ons wil volmaak met Christus en die woord. Ons Vader. Ons harte is hard. Ons sukkel om die woord te lees. So baie om die Gees en werklik in ons. Dryf ons na die woord, omdat het ons 1000 verskonings. Lewens is vol dinge. So baie leeg van U en die woord. Goeie Hemelse Vader, wees ons genadig. Verwin ons die Gees. Soos wat U dit reeds gedoen het met ons heilige woord. Dryf ons na U toe, dat ons U sal soek as ons rus, ons vrede. U was vir ons oneindig goed in Christus. Dink tog aan die verbond, aan die beloving, die vir ons God sal wees, aan die self van ons gebind het, die self van ons verbind het. Is vir ons byna bedenking, U wat so groot en so heilig en so heerlik is, so iets kan doen deur die self van ons te vind. Dink tog aan die verbond, Here. Gee ons nie aan onsself te dink. Dink tog aan ons in Christus. Mag ons U soek. Die dinge steek ons van U, ons enigste, oomig, troue middelaar, ons Here Jesus Christus sê. Amen. Voordat ons gaan lees die Here se woord van ons saam sing skrifbereiding 44 of skrifbereiding 15-8. Dis die nuwe nommer 15-8, ou nommer 44. Ons gaan daarvan sing vers 1 en vers 3. Here tugtig in sy trou, sing ons in vers 3. Ons groot woorde wat ons hier sing, ons Here tugtig ons in sy trou. Hulle wat hy lief het, is dit wat hy doen. Tugtig hulle in sy trou.
woord uit 2 Konings hoofstuk 8. Konings hoofstuk 8, ons lees saam vanaf vers 1. En Elisa het met die vrou gespreek wie sy seun hy lewendig gemaak het en gesê, maak jou klaar en vertrek. Jy met jou huisgesin en vertoef as stedeling waar jy gaan vertoef, want die Here het 'n hongersnood geroep, wat ook vir 7 jaar in die land gekom het. Die vrou maak haar klaar om te doen volgens die woord van die man van God. Sy het vertrek met haar huisgesin en as vreemdeling 7 jaar lang in die land van die Filistyne vertoef. Na die einde van 7 jaar het die vrou in die land van die Filistyne teruggekom en uitgegaan om 'n beroep te doen op die koning vanweë haar huis en haar grond. Die koning was juist besig om met Gehasie, die dienaar van die man van God, te spreek en gesê, vertel my tog al die groot dinge wat Elisa gedoen het. Terwyl hy die koning vertel, hoe hy die mooie lewendig gemaak het, roep die vrou wie sy seun hy lewendig gemaak het, juist die koning aan vanweë haar huis en haar grond. En Gehasie sê, Heer die koning, dit is die vrou, en dit is haar seun wat Elisa lewendig gemaak het. En die koning het die vrou ondervra en sy het hom vertel. Toe gee die koning haar 'n sekere hofdienaar en sê, laat haar alles terugkry wat aan haar behoort, en ook die hele opbrengs van die grond, van die dag af dat sy die land verlaat het, tot nou. En Elisa het in Damaskus aangekom, terwyl Benhadad die koning van Aram siek was. En aan hom is meegedeel en gesê, die man van God het hierheen gekom. Toe sê die koning vir Hasael, neem 'n geskenk in jou hand en gaan die man van God tegemoet en raadpleeg die Here deur hom en vra, sal ek van hierdie siekte gesond word? Maar het Hasael hom tegemoet gegaan en 'n geskenk in sy hart geneem, naamlik allerhande kosbare goed van Damaskus, 'n vrag vir 40 kamele, en hy het gekom en voor hom gaan staan en gesê, die seun Benhadad, die koning van Aram, stuur my na u om te vra, sal ek van hierdie siekte gesond word? En Elisa antwoord hom, gaan sê, jy sal sekerlik nie gesond word nie, want die Here het my laat sien dat hy sekerlik sal sterwe. En hy het sy gesig strak na hom gerig, totdat hy verleë was. En die man van God het geween. Toe sê Hasael, waarom ween meneer? En hy antwoord, omdat ek weet wat kwaad jy die kinders van Israel sal aandoen. Jy sal hulle vestings aan die brand steek, en hulle jong manne met die swaard ombring, en hulle jong kinders verpletter, en hulle swanger vroue oopslaan. Maar Hasael sê, wat is die dienaar die hond dat hy hierdie groot ding sou doen? En Elisa antwoord, die Here het my jou laat sien, as koning oor Aram. Daarop het hy van Elisa weggegaan, en toe hy by sy Here kom, het hy hom gevra, wat het Elisa vir jou gesê? En hy antwoord, hy het my gesê, jy sal sekerlik gesond word. Maar die volgende dag het hy die wedsprei geneem, en dit in die water gesteek, en oor sy gesig uitgesprei, sodat hy gesterf het, en Hasael het in sy plek koning gekom. Tot sover lees ons saam. Die Here se woord. Die Here het sy volk vir die hoofstad van Samaria, eintlik van die volk Israel, die hoofstad van Samaria gewees. Ons het nog gelees die vorige afgelope preke en deur hy die woord. Die Here het hulle baie wonderbaarlik verlos. Tog, as ons in die vorige hoofstuk gelees het, hoe die Here daar die volk so wonderbaarlik verlos het van die belering van die Arameërs van die hele stad Samaria, tog was
dit nie 'n verruklike dag vir almal gewees nie. Dieselfde belofte wat vir die volk redding en verlossing gebring het, het vir die een man 'n oordeel gebring. Dis die laaste deel van Hosea 7. Sy hart was gehard. Hierdie adjudant van die koning van Israel, hy kon hierdie beloftes van die Here nie glo nie. En hy word vertrap by die poort. Waarom is hierdie groot dag van lewe? Die volk van die Here kan nou weer lewe. Maar vir hierdie een man is hierdie groot dag van lewe, vir hom is hierdie dag van lewe dood. Lewe dood. Dis ook 'n groot tema in die gedeelte wat ons vandag gelees het. 4 keer in die eerste 6 verse van hoofstuk 8 lees ons daar die woordjie lewendig. Hierdie seun is lewendig gemaak. Soos wat beklemtoon word, lewe, hy lewe. Dit is ook opvallend in die laaste vers wat ons lees van vers 7 tot 15 word daar ook 4 keer hierdie selfde woord lewe gebruik. Nou stel dit miskien so maklik op in ons vertalings nie, want dit is vertaal in die laaste vers 7 tot 15 is dit vertaal met die woordjie gesond gemaak. Maar sê nie dieselfde woord. Hy lewe, immers hy is gesond geword, so nou kan hy weer lewe in sy volle, dis wat gesond maak is. So daar's lewe en daar's dood. Lewe en dood. Hoofstuk 8 begin dan so weer die geskiedenis van hoofstuk 4 te noem. Dis weer dieselfde vrou van hoofstuk 4, wie se seun Elisa lewendig gemaak. En hier kom die Here na hierdie vroukie toe met sy woord. Vers 2, neem dit baie pertinent, jy kan sien in vers 2, dit was die woord van die man van God. Wat na hom toe gekom. Lees ons ook in vers 1, die Here het 'n hongersnood geroep. Baie pertinent, die Here het die hongersnood geroep. Die Here is besig om met die volk van hom te spreek. Loop en sis in die konings loop uit op 2 groot hoofstukke van baie ellende. As jy net nog 'n bietjie verder dan lees in die konings, 2 konings veral. Hoofstuk 17 is dit Samaria, die hoofstad in Israel. Hulle word ballingskap weggevoer. Die laaste hoofstuk van 2 konings gaan oor die einde van die boek Konings. Is dit Jerusalem en Juda wat ook in ballingskap weggevoer. En die volk van die Here was net so verhard en so hardkoppig tot die Here. Hulle het die Here geterg, lees ons elke maal in die konings, dat daar geen ander uitweg meer was in die volk as ballingskap. En hierdie hoofstukke waar ons nou by stilstaan is alreeds die voorlopers daartoe. Hier praat die Here uit ons op sê die Here roep hard, hy roep hulle op deur die hongersnood wat hy bring oor sy volk. Hy roep hulle terug na hom toe. Dit is baie opvallend dat hierdie vroukie net eintlik na die buurland van Israel toe gaan. Sy gaan nie ver nie. Sy gaan net na die bure van Israel toe en dit was die Filistyne gewees. Sy gaan nie ver nie. En daar in die buurland van Israel oorleef sy vir 7 jaar. Met 'n vraag is maar was daar nie hongersnood daar gewees nie. Dalk was daar gewees, maar dit was ten minste op die meeste was dit nie so erg gewees soos in Israel. Dan moet sê, daar was net in Israel hongersnood. Of dan erge hongersnood. Vir 7 jaar. Hulle was die sentrum van die hongersnood. Dan sê ons broers en susters, kyk hoe is die Here aan die werk met sy volk. Die Here roep hulle terug na hom toe. Die werk van die Here het nie gestop nie. Die Here roep ons ook terug na hom toe. Altyd weer roep die Here ons terug. Soms druk die Here se hand baie swaar op ons, sodat daar vir ons geen ander plek meer is om heen te vlug nie, as net na die Here toe. As ons geen uitweg nie, bring die Here ons terug. Alles is vir ons uitgeput. Ons die Here nog steeds daar. Ons die Here word nie uitgeput. Hy is nog altyd weer net daar en hy wag vir ons met oop arms om na hom toe te vlug en by hom te gaan skuil, soos die pa van die verlore seun. Die seun het sy pa se geld weer gebring en opgemors, maar
Wat doen die pa? Hy staan en wag vir hom met oop arms. Hy gee vir hom feesklere, hy berei 'n groot fees vir ons. En pa is net daar om te ontvang. Sy kind is terug. Ons gaan sê die Here se kind is terug. So roep die Here ons ook terug na homself toe, na die lewe toe. Want die Here is die lewe. Maar is nog iets anders wat ons hier kan opleef. Die vroukie buig na die Here se woord, na die woord van die Here. Sy luister en sy is gehoorsaam en sy eerbiedig die Here se woord. Maar dis nie vir haar maklik. Sy gaan hoor in 'n vreemde land met vreemde mense. Ons kan amper sê sy was vir 7 jaar in ballingskap gewees. Dit was verseker nie vir haar maklik, die broer en suster. Maar die Here sorg vir haar. 7 jaar verby, sy kom terug na haar land toe en na haar huis toe. Al 7 jaar was daar ander mense wat intrek geneem het in haar land en in haar huis en hulle het daar grond begin werk en daarop begin boer. Ook ander mense, dalk die koning self wat die grond geneem het. Grond wat verlaten was gebruik het daardie tyd dat die koning dit vir hom geneem het. Ons kan amper sê dit het teruggegaan na die staat toe. Maar nou hier is 'n enige vroukie, geen man nie, net waarskynlik 'n jong seun. En nou sy se broodwinner. En hier kom sy terug, maar as sy na die Here se woord geluister het, sy kom terug na die hongersoon, en sy nie eens meer 'n huis om te bly nie, sy ook nie meer grond. Waarom sy gehoorsaam was, nadat die Here vir haar gesê het, gaan weg. Wat die Here, hoe gaan sy lewe kry? Nou moet sy, armsalige vroukie, by die koning gaan pleit vir haar grond. Spannend sy dit nie vir haar gehoorsaam. En dit alles, net omdat sy gehoorsaam was aan die Here se woord. Broer, suster, om gehoorsaam te wees aan die Here se woord, is verseker nie die maklikste opsie nie. Want anders sou alle mense dit gevolg het. Anders sou alle mense dit graag gedoen het. Om gehoorsaam te wees aan die Here se woord is verseker nie die maklikste opsie nie. Dis meeste van die tyd verdrukking en vervolging. Want jy gaan teen die wêreld. Die Here is altyd getrou. Die Here ken die uitkoms, die Here bewerk die uitkoms. En hy bewerk dit altyd ten goeie vir hulle wat in sy voorneme geroep is. Romeine 8, vers 8. Die Here bewerk dit ten goeie vir hulle wat in sy voorneme geroep is. Die Here beloof nie vir ons 'n maklike lewe nie. Dis die woord van die Here vol dat dit nie gaan maklik wees nie. Maar die Here beloof wel dat die dinge vir sy kinders ten goeie sal laat meewerk. Een van die rede wil die koning graag hoor van al die groot wonderdade wat Elisa gedoen het. Skielik lees ons weer van Gehasie, is die laaste keer in die Here se woord wat ons van Gehasie lees, of hy nog melaats was hier of nie, en of hierdie voor daai ander gedeelte was, dit word nie vir ons gesê, dit is moeilik om dit af te lei. Maar wat belangrik is, Gehasie is nog hier besig om te vertel van hierdie vrou wat eers 'n seun gehad het nie, en hier op haar ou dag gee die Here vir haar 'n seun, sy kry 'n seun, en eendag nog is die seun net so op haar skoot, in die land is hy eers, en dan gaan hy terug na haar toe, en hy kom sit op haar skoot, en daar sterk die seun so mens toe. En Gehasie is nog besig om te vertel hoe hierdie seun weer lewendig gemaak word deur Elisa, en by alle wêreld. Waar kom die vrou braggies by die kantoor ingestap? Gehasie kan sy oë nie glo nie. Wat gebeur hier? Ons suster sien die Here se troue sorg en sy voorsienigheid raak. Hierdie vrou moes uitgaan van beroep te gaan doen het op die koning, sê vers 3. Maar die Here is al lank al klaar besig om die dinge vir haar ten goeie te laat meewerk. Sy hoef nie eers haar saak te gaan stel by die koning nie. Dit is klaar gestel. Sy kan maar net rustig gaan om die geskiedenis te gaan vertel, vers 6.
Die Here het klaar gesorg. Hy het ten volle gesorg. Sy kry selfs meer as ek waaroor sy gehoop het. Sy word nou selfs versorg. Sy kry selfs die oes van die 7 jaar. So God en Vader is getrou, broer en suster. Hy sal saam met elke beproewing ook die uitkoms gee vir sy kinders. As ons goeie Vader aan sy seun gestuur het, vir ons 'n middelaar te word, dan sal hy tog sekerlik getrou bly in al die ander dinge. Christus word 'n mens. God word mens. Vir ons. Voor te meer sal ons Vader aan die getrou bly om alles ten goeie te laat lewe ons lewens. En suster, vir Christus was dit nie maklik nie. Hy gaan na die kruis toe. Ons sien dit alreeds met sy geboorte, was nie onmaklik nie. Hy word in 'n krib in 'n stal gebore, verag, eenkant. In sy wandel hier op die aarde word hy gespot en gehaat. Hy gaan aan die kruis toe. Dit is ontsaglik moeilik en swaar. Hy pleit dat die beker by hom mag verbygaan, want dit wat kom is vir ons mense ondraaglik. Dit is erg. Dit is moeilik. Maar sy Vader, Christus se Vader, is besig om so al die dinge ten goeie te laat neem. Christus is nie meer dood, die broer en suster. Hy het opgestaan. Hy is nie tot die verderf in deur daardie dood. Hy lewe, hy het opgestaan. Deur sy godheid kon hy oorwin aan daardie kruis. Hy roep immers uit, nog daar aan die kruis, roep hy dit uit. Dit is volbring. So, broer en suster, in Christus is die Here besig om alles ten goeie te laat lewe vir hulle wat hy ons in voorneme geroep het. Christus is dit 'n belofte wat ons onwankelbaar kan vashou. Christus is alles besig ten goeie mee te werk in jou lewe. Buite Christus aan die lewe nie. Mag nog asmaal wees, maar daar is nie lewe. Christus werk alle dinge. Here se volk is besig om van die Here af weg te gaan. Maar wat 'n groot genade is dit dat die Here nie sy volk aan homself oorgee nie. Moet jy gaan lees middag Romeine 1. En let dan op dat daar 3 keer in Romeine 1 se tweede helfte, 3 keer lees ons in daardie tweede helfte, dat die Here die mense aan hulle eie harte oorgegee. Broers, is 'n beskrikwekkend. Die Here hoef ons maar net aan onsself oor te gee, en dan is ons tot die verskriklikste dinge toe in staat. Lees maar net Romeine 1 om te sien waartoe is ons in staat as die Here ons aan onsself oorgee. Maar wonder bo wonder is die Here nie hiertoe in staat met sy eie volk nie. Die Here kan nie sy eie volk aan homself oorlaat nie. Hy kan nie, dis immers die volk van sy verbond. Hy het 'n verhouding met die volk aangegaan. Hy het homself aan haar gebind. En nou denk ek dat God so iets het gedoen, dat hy homself so heilig is. En hierdie ellendige, sondige volk gebind het. Hy het, broers en susters, hy het homself verbond. Hy het homself verbind aan sy volk. Omdat ons nog vandag die Here sy verbondskinders. Kyk, wie is die Here? Liefde, 1 Korintiërs 19. Waar lees ons al reeds die Here vir Elia gesê, vir Elia voor hy skryf stoor Elisa, daar lees ons die Here sê vir Elia om 3 dinge te gaan doen. Eers dit wat Elia moes gaan doen het, hy moes Hazael gaan salf as koning oor aarde. Nou hierdie woordjie salf is belangrik. Hou dit in gedagte, hou dit vas.
Elia moes die heidense koning, die vyande van die Here se volk, Aram, die Arameërs, baie oor hulle gelees in die reeks. Elia moes Hazael gaan salf as die koning van hierdie volk. Die tweede ding wat hy moes gaan doen het, hy moes ook vir Jehu gaan salf het as koning oor Israel, die Here se volk. Die derde ding hy moes vir Elisa gaan salf het as Elias opvolger. Maar die derde ding het al reeds gebeur, of soos hier in Elisa se tyd, hy is die opvolger van Elia, hy is die profeet. Die eerste een is nou besig om hier te gebeur in die hoofstuk wat ons nou gelees het. En Hazael is siek, die koning van Aram, hy is siek. En Hazael moet nou by Elisa gaan hoor, of gaan hy lewe en of gaan hy sterwe van hierdie siekte. Nou in vers 10, waar Elisa van hom sê, jy sal sekerlik gesond word, is daar al heel wat geskrywe het. Party van die Engelse vertalings vertaal dit heeltemal in die teenoorgestelde. Ons lees hierso, hy sal sekerlik nie gesond word, maar ander vertalings vertaal dit met, hy sal sekerlik gesond word. So dit is 'n bietjie tegnies en ons gaan nie verder hierin vanoggend ingaan nie, maar die belangrike is dat ons sien dat Ben-Hadad wel sterf. En Hazael word dan koning soos wat die Here dit aangewys het. Wat ons dan lees, en wat die Here vir Elisa wys, is hartverscheurend. Hazael sou Israel wreed onderdruk. Hy sou huise afbrand, hy sou kinders doodmaak, geen nageslag meer vir die volk Israel nie. Selfs die sonder vroue gaan hy oopsny om seker te maak dat daar geen nageslag is nie, of op die meeste miskien 'n klein nageslag gaan wees. Dis wat Hazael gaan doen. Broedersuster, nou is die groot vraag, wat is hier aan die gebeur? In die vorige 2 hoofstukke het die Here sy volk wonderbaarlik gered. Dit was nie genade op genade. En hier lees ons dat die man van God huil. Dit is vreemd. En weer kom op 'n tyd na Elisa toe aan, en dan gaan hy hulle tegemoet vol bravade. Nie omdat hy weet hy self is so goed nie, maar weer die Here is met hom. Die Here weermag. Hy bring hoop vir die volk wat alreeds hulle eie kinders eet van die hongersnood. En hier kom hy na die volk toe en hy bring vir hulle hoop. Here se beloftes. Hier lees ons dat hierdie man gehuil. Hy weet. Hoekom? Ons terug met die woordjie salf, broer en suster. Salf. Here salf Hazael as koning oor Aram. Broer en suster, die Here het sy eie volk se vyand geword. Dis verskriklike woorde. Die Here het sy eie volk se vyand geword. Maar belangrik, die Here gee hierdie volk nie oor aan homself nie. Hy is lief vir sy volk, en die Messias en die Christus wat sou kom. Hy kyk altyd na sy volk steeds in die Christus. Hy het 'n vyand gemaak. Hoe kan sy volk die dood verkies oor die lewe? Hulle gaan weg van die Here af. Hulle is besig om hulle self uit te dood. Soos suster, dit was letterlik ook die geval gewees. Want lees maar net die Ou Testament deur. Hulle het letterlik mekaar begin uitroei, omdat hulle die Here en hierdie verbond wat die Here, hierdie verhouding wat die Here met hulle gehad het, hulle het verlaat. Hulle was letterlik en figuurlik besig om te kies vir die dood oor die lewe. Die Here gee nie moed op. Is dit nie besonderste? Net vanweer die Christus gee die Here nie moed op sy volk nie. Om sy eie volk te tugtig, kom nie maklik vir Vader hart. Man van God het gebeur, hy het gehuil. Toe hy die verskrikking van hierdie verbondsbraak sien wat oor die Here se volk gaan kom, wat oor sy volk gaan kom, toe huil.
Broer en suster, wanneer laas het jy gehuil oor die Here se oordeel oor iemand? Wie sal iemand hier in die gemeente, wat jy ken, onbekeerde hart, mense wat jy ken hier in die gemeente, dalk soos vriende of familie of kennisse wat jy weet, dalk mense in die gemeenskap wat jy ken, wat volhard in sonde of in sondes, die man van God het gegeven, die vrou van God het gegeven. Kan dit vir ons gesê word? Groot pilare in die kerk en in die wêreld, huil oor die regte ding. Vers 12 is 'n verskriklike vers. Maar vers 12 is nie eens die hel die broer en suster. En die man van God het gebeur. Die hel is baie erger as wat ons lees hier in vers 12. En huil ons nog by die Here oor medegelowiges, lidmate hier in die kerk, oor mense wat deel is van die verbond van die Here, huil ons nog oor hulle in ons gemeenskap, in ons kerk, huil ons nog oor hulle wat onder die Here se oordeel is. Huil ons nog oor die dood, oor die regte dood. Hier is die Here Jesus Christus, die Seun van God, op die pad na Golgotha. Ons lees 'n groot menigte van die volk om gevolg, vroue was ook daar, en hulle het ook geween en gehuil oor hom. Reg sal ons nie sê die broer en suster, geween en hulle huil oor Christus. Dis nodig en gepas. Hier gaan die Seun van God na die kruis toe, veroordeel, op pad na die dood toe. Is dit nie reg dat hulle huil nie? Draai die Here Jesus om en hy sê vir hulle, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle self en oor julle kinders. Christus opgestaan, Jesus. Hy is nie dood. Ons hoef nie oor hom te ween nie, hy lewe. Hy het opgestaan. Ons moet ween oor onsself. As ons nie Christus het nie, as ons nie meer en meer in hom gevind word nie, ons moet ween oor onsself en ons het die lewe nodig. Ons moet nie die Here Jesus Christus jammer te kry, broer en suster. Ons moet nie ween en huil oor hom nie, want hy lewe. Ons moet nie die Here Jesus Christus jammer kry. Ons moet onsself en ons ellende beweeg, ons moet vlug na die uitkoms toe wat daar net is in Christus. Ons moet huil oor ons ellende om Christus te aanbid. Ons sukkel so om dit te doen. Ons sukkel om so om sy heerlikheid te sien. Daar moet ons ween huil. Ween oor onsself en oor ons sondes. En juist dit is die werk van die Heilige Gees. Ons lees dit pertinent so in Johannes 17. Dis die Gees se werk om ons te oortuig van sonde. Ons en ons mede broers en susters, Here, ons kinders, ons raak so maklik afvallig van die Here. Dis nie albei die Heilige Gees moet doen. Johannes 16 eers doen daar ook dat die Gees ons kan oortuig, nie net van ons sonde, maar ook van geregtigheid, die lewe, die redding wat daar is in Christus, en ook van oordeel. Die lewe het gekom, broer en suster, Christus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Somtyds ondruk die Here saam baie swaar op sy kinders. En dan is dit ook tyd vir selfondersoek. Die Here saam is nooit sy straf, maar sy plig in die hand van ons roep na homself en na die lewe. Dis genade, broer en suster, dat die Here saam swaar op ons druk. Want ons net lewe by die Here. Sonder die Here is ons lewende dood. Vashou, die Here se beloftes dat hy altyd getrou is, sorg vir sy kinders. Ons moet die Here saam swaar op ons druk. Want ons net lewe by die Here. Sonder die Here is ons lewende dood. Vashou, die Here se beloftes dat hy altyd getrou is, sorg vir sy kinders.
Dit mag ons vasglo in Christus. Dis 'n God wat alles bereid is om te dien met jou hele hart en siel, al jou krag. Amen. Kom ons sing saam Psalm 105. Psalm wat ons juist van die Here se getroue, waarvan sing ons vers 9 en 5 Hy stuur aan konings die wete, dis besonders wat ons hier sing in strofe 9, hy stuur vir konings die wete, tas my gesalfdes nie aan, met heilige hande. Wat het 5, 9 en 5 daar ons saam.
Wil jy ons daarin bemoedig, versterk, herinner ons tog aan die beloftes, herinner ons tog aan Christus, werk tog so kragtig deur die Gees in ons. Ons loof dat ons mag werk in die oorlog. Ons dankie vir gesinne, ons bid vir ons huwelike. Hou ons tot staan midde van die vele aanvalle in ons drie groot vyande. Ons wil nie meer en meer ken nie, en maak ons toch vol van die woord, Vader. Werk toch so in deur die Gees in ons. Druk dit op ons harte, en al min tyd is, dat werk gedoen moet word, dat rekenskap gegee moet word, dat die ewigheid naby is, maar die sonde is om die Gees te ignoreer. Ons bid, ons spreek die van U, ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons sing Psalm 90, voordat die Here ons wegstuur met sy wegstuur seën. Psalm 90, daarvan sing ons strofe 98. Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.